Prys God, amen, die woord wat ons aangehoor het, my siel goed gedoen. Amen, gisteroggend boodskap. Praise the Lord. En ja, maar gisteraand, praise die Here. Die woord is ryk. Amen. En so wonderlik is die gees van die Here beheer vat. En hy begin praat met ons siele. Praise the Lord. Halleluja. Die woord dinge wat getuig word, is wat so in verlede week so by my gekom het, wat die profeet daar in Oneness of Unity, praise God, halleluja, sê amen. They say, why will we stand back like a coward? Why will we stand on the sidelines? Say, let's follow the captain. Die tyd waarin ons lewe, vra nie van cowards nie. Ek vra vir heroes. Amen. Ek vra vir manne en vroue, prys God, dat alle ongeloof kan afskud en 'n stand kan neem. Jy sien, toe Lot weggevoer word. Jy sien, Abraham het nie 'n army gehad nie. Abraham, prys God, halleluja, was 'n skaapboer. Maar toe sy klein neefie in die moeilikheid was, het Abraham sy diensknegte. Abraham het nie swaarde en goed gehad nie, want hy was nie 'n militêre man nie. So die man het sommer 'n gereedskap gevat. En Abraham het agtergegaan en het Lot gaan bevry. Jy sien wanneer die oomblik kom. Prys God, halleluja. Dan kan ons nie terugstaan. Dis nie tyd vir cowards eintlik. Dis tyd, prys God, halleluja, die met in geloof moet jy opstaan. Prys God, halleluja. En jy moet uitgaan met alles wat binne jou is. Praise the Lord, halleluja. Glory. As het tyd dat jy kom, dat jy stand moet hier, dan hier jy. Dit maak nie saak wie jy wat voel. Dit maak nie saak wie wat sê. Praise God, halleluja. Jy neem jou stand en jy kry klaar. Praise God, halleluja. Jy sien, praise God, toe die volk weggevoer is deur Nebukadneser, praise God, en soos hoe die profeet sê dat Nebukadneser het 'n beeld opgerig van Daniël. En hy wou hê dat almal moet buig, praise God, voor hy beeld. Maar daar was 3 manne wat 'n stand geneem het. En hulle besluit geneem, ons gaan nie buig nie. Baie keer neem ons te baie dinge na. Jy sien, praise God, halleluja. Maar die man het die dood in die oë gekyk. Die man het gesê, ons gaan nie buig. Hy sê, o koning, ons God is in staat om ons te red in jou hand. Nebukadneser was nie 'n man met wie jy kon speel nie. Dis 'n man wat die wêreld regeer. Maar hier staan 3 Hebreëse seuns. En met hy kwai koning voor hom, neem hulle 'n stand. Jy sien, wat sê die voor? Hy buig jou voor geen ander God. En hulle staan op God se voet. Dis hy hoe koning ons weet, dis wat ons God, kan ons red in jou hande. Maar, al doen hy dit goed, ons gaan nie buig. Drukking van die neus bring bloed voort. Drukking van melk bring botter voort. Jy sien, hy Christene was onderdrukking. En toe kom hy ding uit. Ons gaan nie buig. Toe sê Nebukadneser, maak hy oor 7 keer aan.
Ek het dit al baie geteken. Dan geteken oral waar ek kom in Namibië, oral. Ek en my vrou, Sulaiman, as die Here wil, is ons 33 jaar getroud. En ons het nie kinders van ons eie nie, ons het vir Phoebe, wat ons groot maak aan nie. Ons is nie die 92 getroud. Prys die naam van die Here Jesus Christus. En halleluja. Ek dink dit was in die 94. Toe dit my niggie se seun by ons gekom. En sy het saam met my auntie na ons toe gekom. En toe kom stop sy pa, het nou lekker doppen. Maar nou sê my auntie vir hom, ek het nou die kind, ons nou die kind vir ons gevat. Toe sê hy nou met sy dronk, laat hulle die kinders gaan maak. En dit het my so seer gemaak. Amen. Ek het omgestap huis toe en ek het met die Here gepraat. Jy sien, want is 'n natuurlike ding wat moet gebeur. Dat as jy 'n vrou is, as jy getroud is, jy verwag dan moet kinders wees. Maar in ons geval was dit nie die geval. En ek het met die Here gepraat. En 'n hele tyd daarna, in die oggendure, hoor ek 'n babietjie huil in ons sitkamer. Dit was die eerste teken wat die Here gegee het. En 'n hele tyd daarna droom ek dat ek gaan begrafplaas toe en ek gaan haal die seentjie uit die graf uit en ek bring hom vir my vrou. En na tyd lees ek by hom sê dat Abraham received Isaac as one from the dead. Amen. En toen lees ek dat by hom sê dat nadat Abraham die belofte gekry het Sarah bootjies begin brei. En ek sê vir my vrou, jy sal moet brei. En sy begin brei. En sy het so 'n blou truitjie gebrei. Blou met wit. Hy lê nog altyd in die tas. As 'n tas by die huis met klomp babaklere wat klaar gekoop is. En dis nou al hoeveel jaar? My vrou is nou 57. Maar my geloof het nog nie. En 2 keer in Atlantis, die suster is ook nog oorlede aan, en ek getuig weer die ding, dat die Here het vir ons 'n seën beloof. En die Here sê vir suster Salana, sê vir hom, hy moet wag. Amen. Prys God. Een oggend bel ons Sandra, ons Romeinse skoonma, bel my en sy sê die Here het van gesê, sê vir Ronald dat hy met Habakuk 2 lees. En ek lees dit. Hy sê the vision is for a appointed time. Ons raak oud nie. Ons raak oud. Maar ons het nog tyd. Sarah was 20 jaar. Sarah was 90 jaar oud. Toe sy vir Isak kry. Halleluja! Jy sien, my swak, ons lichaam is dood. Dis is wat ons nou al kan sê. Ons lichaam is dood. Daar kan nie kinders voorkom. So wat? Ons wil in die oggend in die Here se Here. Ons wil in die oggend in die Here. Prys wat doen, amen, wat hy sê hy doen. Prys wat so wat is nog altyd getrouw. Ek het vir die mans gesê, ek sal eendag vir die laaste keer afvat gedenk. Ek sal eendag, sal dit die laaste keer wees, dat ek vat het gedenk. En dan sal my vrou voordoen. Halleluja. En sê, Sarah was beyond menopause. Ander kant menopause. Daar's nie hoop. Daar's nie hoop vir kinders. She's beyond menopause. My wife is beyond menopause. Maar eendag, ek
weet nie van. Sal ons hom bring